Goeienaand aan die se kleinste maatjies. Vanaand gaan ons saam met oom Logner de Kok 'n bietjie by die see kuier. Merlyn die seemannetjie deur Logner de Kok. Klankontwerp Jean Beekes. Het jy geweet, daar's 'n droë kolletjie in die middel van die see? As jy jou hande insteek, voel dit koud en nat. Maar as jy jou hand uittrek, is hy kurkdroog, so waar. En as jy 'n bietjie te ver oorleun, val jy in. En terwyl jy ondertoe dryf, gebeur die vreemdste ding. Jy bly droog. En jou longe verander in kiewe, soos 'n vissinne. En jy kry 'n stert. Jy soos die ou mense sê, nog vis, nog vlees. Want nou kan jy swem en asemhaal onder die water. En die beste van alles is, as jy weer boontoe swem en uitklim by daai gaatjie, is jy weer 'n gewone mens. Maar as jy op 'n ander plek in die see inval, is dit klaar praat met jou. Dit gebeur net daar by die droë kolletjie in die middel van die see. En daai plekkie se naam is kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Daar's 'n deurtjie wat jou vat tot ver en diep onder die see, ja. Onder die see, ja. Daar's 'n klomp oseane, ek weet ja, vol haie en goeters wat jy wil vreet, ja. Maar kry jy daai deurtjie, is dit dalk net jou beurtjie om 'n wêreld daaronder op jou eie te bewonder. Onder die see, ja. Onder die see, ja. Kolletjie, kolletjie, ja, onder die see. Maar daar sal baie gesê oor wat daar onder kan lê. Groot mense maak of hulle kastig sou weet, maar hulle wil maar net verseker. Dan sê watersterpie. Want daai kolletjie in die middel van die groot diepblou see, sê hulle bestaan nie, soos 'n dwergie en 'n vee. Maar as jy kan glo, soos net 'n kind kan glo, is bo soms onder, en onder is bo. Onder die see, ja. Onder die see, ja. Onder die see, ja. Onder die see, ja. Ai, groot mense is arme spul, langbeen mamparras. Hulle dink mos hulle weet alles. En hulle glo net niks wat hulle hoor nie. In die helfte van wat hulle sien. Dis soos Atlantis. Hulle wonder al duisende jare lank of daar regtig so 'n plek was. Die een helfte sê ja, en die ander lot sê nee. Glo 'n stad wat onder die see verdwyn het, saam met al die mense en diere. 'n Aardbewing, sê hulle. Nee, 'n vuurspiewende berg, sê die ander. Twak, dit was 'n tsunami, sê iemand. Hulle sal nooit weet nie. Nie hoe of waar nie. Want hulle weet nie van die kolletjie so waar as wat Padamanel dra nie. Maar ons weet nie. Dis net daar waar die groot stad in die see verdwyn het. En ons weet, niemand, geen mens of dier het verdrink nie. Want, ja, dis reg, hulle het almal sterte en kiewe gekry. En hulle is nou nog daar, diep onder die see. Jy moet dit sien om te kan glo.
tot die skape en koeie het sterte in vinne, om van die voëls nie eers te praat nie. Hulle kwetter nie. Hulle borrel so, chirp, 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 borrel, 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 borrel. En o ja, amper vergeet ek om te sê, elke ding daaronder verstaan mekaar. Die mense, diere, voëls, visse en selfs die skulpe praat dieselfde taal. Akuikaans. Dit klink amper soos Afrikaans, maar met 'n dolfynse aksent, as jy weet wat ek bedoel. Maar dis nou eers genoeg oor Atlantis en sy inwoners. Wat vir ons belangrik is 'n kereltjie en sy mense wat daaronder bly. Dalk het jy al van hom gehoor, en dalk nie. Maar een ding is seker, as jy hom eers ontmoet het, gaan jou lewe nooit weer dieselfde wees nie. Wie is hy? En hoe het hy hier diep onder die see beland? Kom, ons gaan so 'n bietjie terug in tyd. Dit is 31 Desember 1999, die laaste dag van die vorige eeu. En natuurlik ook die laaste dag van die vorige millennium. Ja, 'n hele 1000 jaar is amper verby. En 'n nuwe 1000 jaar wag op die mensdom. Iets groots moet gebeur, maar wat? En toe gebeur dit. Nie hier bo op die aarde nie, maar hier onder in Atlantis. Reg onder die kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Kolletjie so waar as wat Padamanel dra. In Koraalstraat is al die huisies van koraal gebou. Elkeen 'n ander kleur van die reënboog. Rooi, oranje, geel, groen, blou, indigo en violet. Hieronder noem hulle dit nie 'n reënboog nie, want 'n reënboog is 'n ding wat bo in die lug is. Hier noem hulle hom 'n neerboog, want hy loop van onder na bo. En hulle sê, daar's 'n pot goud aan sy einde ook. Maar niemand het dit nog ooit gekry nie, want is daar buite hoog bo in die lug. En anders as bo op die aarde beteken goud niks hieronder nie. Goud, silwer, diamante en edelstene is nie belangrik nie. Want hier dra almal die mooiste skulpe, korale en seewiere. En dit kos niks nie. Dalk is dit die rede hoekom daar nog nooit 'n oorlog onder die see was nie. Want as genoeg van alles vir almal. Maar 'n mens kan natuurlik nooit te gerus wees nie. Want daarbo is baie skelms wat al lank soek na die kolletjie so waar as wat Padamanel dra. Kolletjie so waar as wat Padamanel dra. In Koraalstraat nommer 3 woon Marian en Mara. Hulle woon al baie lank daar, want anders as daar bo op die aarde, waar mens gelukkig is om 100 jaar oud te word, raak die inwoners van Atlanta, wat ons natuurlik Lantas noem, sommer maklik 'n hele paar 100 jaar oud. Daar was selfs een ou oomie wat amper 1000 jaar oud geword het. En sy naam was Methuselanta. In Koraalstraat nommer 3 is daar vandag groot opgewondenheid en afwagting. Marian en Mara wag al presies al 100 jaar vir, ja, jy's reg, 'n baba. En laat ek jou 'n geheim vertel, wat ek so reg uit 'n seepertjie se bek gehoor het. Dit gaan 'n seentjie wees. En nie sommer 'n gewone seentjie nie. Hy gaan net soos al die ander Lantas lyk, maar een ding gaan hom anders maak. Seewier. Net een stukkie seewier, en nie sommer enige soort nie, maar daardie rooi seewier wat bo aan 'n seebamboes groei en wat die aardlinge daarbo se leiwier noem. En hierdie kereltjie is nie meer 'n gewone Lanta nie. Dan word hy, wat ons hieronder noem, 'n Kalanta. Nou wat sou 'n Kalanta wees? Dit is 'n inwoner van Atlantis wat net een keer elke 1000 jaar gebore word en wat elke keer as hy sy leiwier eet, sterker, vinniger en slimmer as
enige mens onder die see of bo in die lug raak. Amper soos Popeye die matroos met sy spinasie wat hom so sterk maak. Marian en Mara weet nog niks hiervan nie en is die gelukkigste twee lantas onder die see toe die ouetjie gebore word. En hy is volmaak geskape. 10 vingers en 'n pragtige vinnetjie. Hy trek sy kiewe vol seewater en laat die wêreld hoor hy het aangekom. En toe, tot almal se verbasing, trek hy los en swem met 'n suurlike boog rondom sy verbaasde pa en ma. Dis onmoontlik, want 'n gewone lanta vat 'n goeie jaar of 2 voor hy kan swem. Kyk, Mara, die ouetjie swem so waar soos Waffer se klein Marlyn, sê Marian verwonderd. Marlyn, Marian? Vra sy. En dan weet Mara wat hulle die ouetjie gaan noem. Marlyn, dit sal jou naam wees. En toe gebeur nog 'n ding, wat almal hulle vinne laat saamslaan van verbasing. Marlyn hang roerloos in die water, en hy kyk na almal met sy groot blou oogies. Sy mondjie gaan oop, en hy blaas 'n paar perfekte borrels. En toe gebeur dit. Dis 'n mooi naam. Ek hou daarvan. Dankie mami, hallo papi. Ek is baie bly om julle kindjie te wees. Daardie aand het die hele Atlantis fees gevier soos nog nooit nie. Almal was baie opgewonde oor Marlyn se koms en het groot dinge van hom verwag. Hoe groot sou hulle nooit kon raai nie, want hy het nog nie eens 'n stukkie se lywier geëet nie. En julle weet mos wat dan gaan gebeur. Maatjies, en daar het julle nou kennis gemaak met Marlyn. Wat 'n interessante naam. En as julle nou Vrydag aand weer luister, dan gaan ons verder luister. Totsiens, maatjies.